soos 'n klip uit die hemel. Maar dis mos wat meteoriete is klippe wat uit die hemel uitval. Nou hierheen het etlike jare gelede naby Etosha Wildtuin in Namibië geval. Hy het 'n massa van so 100 kg, is nogal swaar. En om agter te kom waar dit bestaan en hoekom hy so swaar is, het ons 'n klein stukkie afgesny en gepoleer. En soos meeste ander meteoriete, is dit maar 'n samestelling van yster en nikkel. Dis wat hom sy gewig gee. Hierdie meteoriet was natuurlik baie groter toe die aarde se atmosfeer binne gedring het, maar as gevolg van die geweldige wrywing en die hitte wat opgewek is 'n groot gedeelte van hom weggebrand. En dit kan 'n mens duidelik sien in hierdie holtes waar hy weggebrand is. Hy lyk klein, maar 100 kg is dieselfde massa as 2 sementsakke en as jy hom wil optel, dan dink ek het die mens vir Schwarzenegger hierso nodig. Ek sê weer hy lyk klein, maar probeer jou indink. 'n Meteoriet wat hier uit die buitenste ruimte inkom, 10 km in deursnee. Dis groter as Johannesburg se middestad. Hy het 'n massa van 750.000 miljoen ton. En hy trek teen 'n snelheid van 20 km per sekonde. Dis omtrent 7000 km per uur. En hy tref die aarde met 'n volskoot. Is dit moontlik? Wetenskaplikes sê ja. Dit het 2000 miljoen jaar gelede gebeur, toe so meteoriet die aarde getref het. Wat my meer ontstel, is hulle sê dit kan weer gebeur. Meteoriete uit die hemel wat verwoesting op aarde saai. Dit is die skokloop wat lokettreffers onlangs aan rolprentgangers opgedis het. Maar, waarsku wetenskaplikes, een of ander tyd gaan 'n groot die aarde weer tref. En so 'n ramp kan die mens se einde beteken. Feite of fiksie? Gaan Armageddon die gevolg wees van 'n meteoriet wat ons planeet tref? Daar's genoeg letsels van hierdie impakkraters op die planeet, maar die meeste van hulle is al uitgewis deur erosie. Daar is 'n paar wat oorgebly het. In die Amerikaanse staat Arizona is 'n impakkrater van groter as 'n kilometer in deursnee. Nader aan ons, by Grootfontein in Namibië, lê die grootste behoue meteoriet. En net buite Pretoria is Soutpan, waar die meteoriet duisende jare gelede geval het. Op aarde is letsels van 3 groot meteoriete, wat ook asteroïdes genoem word. Een is by Sudbury in Canada, en nog 'n grootte is in die see naby Mexico. Wetenskaplikes glo dat hierdie meteoriet 65 miljoen jaar gelede die dinosourusse uitgewis het. Die grootste ene, dink 'n bietjie, 'n meteoriet kom in 10 km in deursnee, dis nou 'n klip, 'n rots. Hy trek teen 20 km per sekonde, en hy tref die aarde 100 km van Johannesburg, by Vredefort. Die Vredefort-koepel is 'n gebied om Vredefort, Parys en Venterskroon, wat wêreldwyd as 'n geologiese wonder beskou word. Oor miljoene jare het hier eie soortige lewensvorme ontwikkel. Argeoloë vertel van mense wat so ver terug as die ystertydperk in die koepel kom skuil het, en van stamme wat hoog in die koppies gebou het om die vyand dop te hou. En nou is die koepel die spil van 'n floreerende ekotourisme bedryf. Met die Vaalrivier wat deur die koppies kronkel, loodregte kraanse wat na benede val, en roetes wat die stapper deur historiese plekke en verskillende habitats neem, bied die Vredefort-koepel baie vir die natuurliefhebber en avontuursoeker. Die meteoriet het 'n geologiese struktuur geskep waarin uitgestrekte grasvlaktes saamsmelt met die donker, dig begroeide klowe en welige oeverbos wat die Vaalrivier omsoom. Sommige boom- en plantspesies wat hier geil groei, word eers weer honderde kilometers verder aangetref. Die uiteenlopende habitats van die koepel is 'n tuiste vir meer as 300 voëlspesies en 'n dierelewe waarvan die samestelling en konsentrasie eie soortig is. $2000 miljoen jaar gelede was hierdie wêreld met sy koppies en randjies eintlik 'n plat stuk aarde gewees. En toe was hier 'n vlak watermeer. Reeds toe al
was hier eenvoudige lewensvorm op die planeet, soos hierdie alg. Ons het hierdie fossiel hier gekry in 2500 miljoen jaar gelede, het hy hier in die vlakwater gelewe. Dis 'n stromatoliet, dis 'n alg wat in die vlakwater floreer. Nou hierdie alg het miljoene jare versteend in die dolomiet gelê, totdat 'n meteoriet die plek hier kom omploeg het. Maar voor 'n meteoriet die berg by Vredefort omgedolf het, was gesteentes van hierdie gebied in min of meer horisontale laag gepak. Geoloë noem die boonste laag die Transvaal supergroep. Tipies in hierdie groep is dolomiet en ander sedimentêre gesteentes wat deur laag gekompakteerde modder en sandkorrels gevorm is. Net daaronder het die Ventersdorp supergroep met vulkaniese gesteentes gelê. Derde van bo was die Witwatersrand supergroep, waarvan gouddraande erts 'n goeie voorbeeld is. Die vierde en onderste laag was 'n bekende stollingsgesteente, graniet. Teen 'n snelheid van 20 km per sekonde het die meteoriet sommer baie groter as Tafelberg op Vredefort geval. As jy al die atoombomme neem wat vandag op die aarde bestaan en laat hulle gelyktydig ontplof, dan sal dit nie naaste by dieselfde effek hê wat die Vredefort meteoriet gehad het nie. Dit was 'n geweldige ontploffing gewees. Toe hy die grond tref, het dit ongeveer 10 minute geneem om homself diep in te grawe. Toe ontplof hy boontoe, die materie skiet op in die lug, val terug en die skokgolwe stamp hierdie buiteringe uit. En dis waar hierdie randjies vandaan kom. Van die oorspronklike krater sien jy vandag niks meer sien nie. Oor miljoene jare is alle tekens daarvan uitgewis. Die impak was so erg dat die meteoriet die grond tot 17 km diep ingedring het. Die ontploffing was gelykstaande aan 45.000 miljoen atoombomme van die soort wat Amerika op Hiroshima gegooi het. Na 'n paar uur is 'n gapende krater van 90 km wyd gevorm. Die lae gesteentes wat eens plat op mekaar gelê het nou regop gestaan. Graniet en gouddraande erts is van diep onder die grond na die oppervlakte gestoot. Maar was dit 'n meteoriet gewees? Daar's baie mense wat sê dis die effek van 'n vulkaan. Maar die wat glo in 'n meteoriet sê in hierdie randjies en klippe en klowe is daar genoeg bewyse om te sê dit was 'n meteoriet gewees. Kraters op die maan en planete is ook deur hemelliggame soos meteoriete, asteroïdes en komete veroorsaak. Sommige het 'n duidelike ringstruktuur, soos hierdie een op Venus met sy binne- en buiteringe. Volgens die geoloog soos Dr. Martin Brink is daar 'n verband tussen planeetkraters en die Vredefort se ringstruktuur. 'n Klein meteoriet gaan vir jou 'n krater maak, maar wanneer jy nou 'n baie groot ding soos 'n asteroïde het wat die aarde tref, dan maak hy vir jou 'n ringstruktuur, soos by Vredefort. En die ringe se spasiering is vasgestel, lê in 'n spesifieke verhouding tot mekaar wat kenmerkend is van sulke soort strukture. Met ander woorde, as Vredefort se nou ook in daardie verhouding lê, dan is daar 'n baie goeie korrelasie tussen Vredefort en die strukture wat jy op ander planete kry. So as 'n mens nou kyk na die ringe op planete en die ringe op aarde, dan sien jy definitief ooreenkomste tussen hulle. Vredefort se ringe is weg verweer. Groot erosie het plaasgevind. Ander lae sal daarop afgeset, maar as jy projekteer na waar die oorspronklike ringe moes gewees het, dan kom jy maar op dieselfde antwoord uit. Op 'n geomagnetiese kaart van Suidelike Afrika kan 'n ringstruktuur duidelik in die omgewing van Vredefort gesien word. Die ooreenkoms met die radarbeeld van die krater op Venus is opvallend. 'n Impakkrater, dis nou 'n krater wat deur 'n voorwerp soos 'n meteoriet veroorsaak word, moet dus 'n duidelike binnering hê en as gevolg van die skokgolf ook buiteringe wat al hoe verder uitkring. Jy kan dit baie duidelik sien met 'n klip in die water. En as jy mens na hierdie Vredefort randjies kyk, hier van Gatsrand uit na Ventersdorp en Kreersdorp, dan kan jy duidelik hierdie uitkring effek sien. Die koppies en rande om Vredefort in Parys vorm die kern en binnering van die Vredefort koepel. Dis die punt waar die meteoriet geval het. Die eerste ring na die binnering is die heuwels in die omgewing van Potchefstroom. Die volgende ring strek deur Gatsrand naby Carletonville in die noorde en Kroonstad in die suide.
Die reste van die derde ring in die omgewing van Ventersdorp en Krugersdorp is na miljoene jare se erosie nie meer so duidelik as die ringvormige rande nader aan die kern nie. Nou as geoloog op sulke gesteentes afkom, dan weet hulle, hier's goud hier naby. Nou of die myners wat 50 jaar gelede na hierdie rykdomme gesoek het, dit gekry het, dit weet ek nie. Wat ons wel weet, is dat hierdie rotse is horingoud. Amper 3000 miljoen jaar oud, sê die geoloog vir ons. Die aanwesigheid van goud so naby die oppervlakte is 'n duidelike bewys dat hier miljoene jare gelede 'n katastrofale omdolwing plaasgevind het. Nou wat gebeur het is dat die gouddraande riwe lê kilometers diep onder die grond, amper soos 'n kaastebroodjie. En toe die meteoriet die aarde slaan, toe kantel hy hierdie riwe op hulle sy. En so kom die gouddraande rif op na die oppervlakte toe. Maar vir geoloog wat nou in die meteoriet-teorie glo, is dit belangrik om bewyse en tekens te soek dat dit wel van 'n meteoriet afkom en nie byvoorbeeld 'n vulkaan nie. En daarom soek hulle na tekens hier in die klippe en rotse, oral in die randjies en die klowe en die vlaktes van die Vredefort koepel. Wanneer 'n massiewe meteoriet die aarde tref, word 'n skokgolf vrygestel wat letsels op klippe en rotse laat. Professor Frans Waanders van die Potchefstroomse Universiteit is 'n geoloog wat die koepel fynkam vir tekens van so 'n skok. Ons sit nou hier by 'n tipiese splinterkegel, kom ons kort dit maar af as 'n splinterkeel, en die het ontstaan toe die meteoriet die aarde getref het 'n skokgolf deur die gesteentes beweeg en dan hierdie tipiese skokpatroon veroorsaak. Wat interessant is ook van hierdie goeters is as jy gaan kyk, die laag was aanvanklik horisontaal en het toe vertikaal gaan staan, en as jy die splinterkegels terugprojekteer in hulle oorspronklike horisontale posisie, dan projekteer die as rofweg na 17 km bokant die huidige oppervlak waar ons nou sit. 17 km op in die lug. Dis korrek, ja. Maar ek dink die meteoriet het hom nou hier geslaan. Die meteoriet, ons sit nou basies op die, kom ons noem dit die wortelgebied, die bodem van waar die krater was waar die meteoriet geslaan het. Is dit definitief deur die meteoriet gevorm? Dit lyk aan vir my soos verwering. As jy kyk na die verwering, dan sal jy sien hier is 'n oneweredige patroon, terwyl hier het jy hierdie duidelike wat amper lyk soos 'n perd se stert as jy hom so laat lê. En die hoek hierso is so tipies as jy hierdie kegel so vat, so omtrent 100 grade, en hulle is al die kegels wat ons in al die lae kry is ongeveer dieselfde. Nog 'n teken van 'n meteoriet-impak is stollingsgesteentes. Dit is rotse wat in die versengende hitte van die impak smelt en later stol. In die buitewyke van Vredefort het professor Andries Bischoff, 'n geoloog wat die koepel se klippe soos die palm van sy hand ken, op 'n aardige stollingsgesteentes afgekom. As 'n mens die idee van 'n meteoriet-impak aanvaar hier, moet mense onthou, daardie groot meteoriet trek so vinnig dat as hy die aarde tref, dan smelt hy die gesteentes waar hy op die aarde kom. En dan wat hier so die moontlike geval is juis as gevolg van die impak groot barse en skeure ontstaan en daardie smeltsel het in die skeure afgeloop na onder toe. Hierdie gesteente wat ons nou juis hier het, is 'n uitsonderlike soort van samestelling en ons noem hom 'n granovuur. Dit is omdat sy samestelling, hier is hy nou baie fyn en so. Sy samestelling is minerale wat by hoë temperature vorm. Maar nog 'n ander uitsonderlike kenmerk van hierdie gesteente is die feit dat hy hier 'n hele klomp insluitsels bevat. Ja. Wat van sedimentêre gesteentes is. U kan van hulle sien dat almal dikwels gelaagd. En nou is die idee met die impak is daar van hierdie sedimentêre gesteentes wat van bo af saam met hierdie smelsel afbeweeg het en hier in hierdie groot skeur beland het en so gestol het in die vorm van die gang soos ons hom hier sien. Marlin Myn by Kopjeskraal in die Parys-distrik is 'n uitgediende granietgroef. Hier is nog baie graniet, maar swart strepe in die graniet maak dit minder gesog vir boudoeleindes. Die swart strepe is nietemin 'n geoloog se droom.
en is een van die beste voorbeelde ter wêreld van hoe 'n meteoriet se impak gesteentes verpoeier het. Frans, dis nou regtig geologiese muurpapier hierdie. En jy sê dit kom saam met daai meteoriet. Dis reg, hier het jy een van die grootste tipiese voorbeelde van pseudo-taggeliet. Pseudo beteken vals. Taggeliet was so 'n gesmelte glasagtige rots, so dis nie werklik dit nie. Wat hier gebeur het is die meteoriet inpak en toe het jy die druk-ontspanning krake gekry en die verpoeierde rots het eenvoudig daarin gedruk en soos jy op party van die plekke kan sien, eenvoudig net die rots saam met hom weg uitgekalwe. Nog tekens, geskrifte in die klip vir manne soos jy. Dis korrek, ja. Dis een van die uitsonderlike voorbeelde van so 'n meteoriet impak. Geskok, gesmelt, verpoeier. Watter slag het die rotse nog gekry? Van die harder gesteentes, soos byvoorbeeld chert, het somme net gebreek. Dit word breksies genoem. En in die koepel is breksies belangrike spore van die meteoriet. Man, kyk toe die meteoriet val. Die pers hy alles saam. Hy maak 'n verskriklike druk op die omgewingsgesteente. Nou 3/4 van hierdie goed kan elasties reageer, maar hierdie klip kon nie elasties teruggaan na sy oorspronklike vorm toe nie. Die goed het eenvoudig ontplof. Nou wat jy hier sien is van hierdie chert wat dan in situ waar hy gelê het hy uitmekaar uitgeskiet. Party daarvan is opgemaak. Nou as jy van die wil sien soos hy lyk wanneer hy uitmekaar uitgegaan het. Kyk, hierdie goed het nog steeds hulle verhouding in die ruimte tot mekaar. Daai stukkie daar ingepas, daai stukkie daar omgepas en so aan. Dit het net eenvoudig uitmekaar uitgebars. Soos 'n Mickey Mouse puzzle. Maar dan kan jy nou weer terugpas en dan kies jy waar die stukkies terug mekaar druk, dan gaan al hierdie stukkies weer presies op hulle plekke pas. Reuse grotte in die dolomitiese gebiede van Gauteng en Noordwes provinsie is wêreldbekend vir fondse wat lig op die evolusie van die mens gewerp het. Een teorie is dat hierdie grotte verband hou met die skokgolf van die meteoriet se impak. Kyk, die meteoriet het die ringe veroorsaak, die ringverskuiwings. Die ringverskuiwings oral waar dit deur die dolomiet gegaan het, soos hierdie ding is in dolomiet. En al die grotte is in dolomiet. En oral waar hier verskuiwings deurgekom het, het dit die dolomiet verswak, 'n plek gegee vir die water en oplosmiddels om in te dring en dan op die ou end kry jy die grotvorming. Soos by Sterkfontein, soos by Swartkrans is 'n baie mooi so 'n verskuiwing. En daar's 'n duidelike korrelasie tussen hierdie grotte, die goed wat jy by die Gatsrand kry, die goed wat jy by Sterkfontein kry, ander ou insaggingskarstgebiede noord van Ventersdorp en so aan. Jy weet dis alles verwant aan dieselfde gebeurtenis, alles verwant aan dieselfde effek. As die meteoriete nie geval het nie, sou hier geen grotte gewees het nie. Die meteoriet nie geval het nie, sou hierdie hele ding horisontaal bly lê het, alles sou baie mooi gewees het, dit sou net so ongebreek gebly het soos dit was, want niks anders het dit daarna weer opgebreek nie. En ons sou maar sonder grotte gewees het. As oudste meteoriet-impakkrater ter wêreld en enigste van die reuse kraters waartoe navorsers maklik toegang het, probeer wetenskaplikes en natuurliefhebbers om hierdie geologiese wonder te bewaar. 'n Mynmaatskappy wat in die koepel se goud belangstel, is reeds die stryd aangesê, terwyl verskeie veldtogte geloods word om besoekers en besluitnemers te oortuig dat die biodiversiteit in die asemrowende tussenspel van rande, valleie, klowe en water beskerm moet word. Hier in die Vredefort koepel is daar 'n geregistreerde bewaarder wat na die unieke plantegroei en ekologie kyk. Maar eintlik lê sy uniekheid in die klippe. Dit is so uniek in die wêreld, dat daar nou 'n grootskaalse poging aangewend word om hierdie koepel op die lys genomineer te kry vir wêrelderfenisgebiede. En om te dink dat dit als 2000 miljoen jaar gelede gebeur het, toe 'n klip op Suid-Afrika geval het.